Goeiemôre en baie hartlik welkom by nog 'n episode van Koffie met die Koning. Dit is vir my fantasties vandag om weer met julle te kan gesels oor hierdie wonderlike dinge wat ons pastoor Linda Fourie van Heaven and Earth gemeente in Hermanus met ons kom praat het, en ons besluit ons nooi haar weer terug, want sy het soveel rykdomme binne in haar wat ek so graag van wil 'n bietjie hoor en 'n bietjie wil glean, en ek is seker van dat julle graag wil saam luister. En ons gaan vandag 'n paar interessante punte aanraak wat ek seker daarvan is veral toepassing gaan hê op van die vroue wat luister, maar sekerlik ook op die manne wat luister. Wat verwag God van ons as mans, wat verwag God van ons as vrouens, en wat verwag God van ons as kinders van die Allerhoogste in die eerste plek. Maar voordat ek begin, wil ek sê baie hartlik welkom by Koffie met die Koning. Linda, welkom. Vanoggend is ons koffie warm. En dankie dat ons die koffie met julle kan deel, maar bo alles dat die belangrikste ding vir ons elke keer is, wanneer die koning saam met ons aan hierdie tafel sit en sy koffie ook saam met ons geniet. En hy geniet dit so om te luister na alles wat ons hier vir mekaar vertel. En dit bring soveel vrede en vreugde in ons harte, om met julle te kan deel ons lewenswandel, dit wat God ons geroep het om te doen, en julle daardeur te kan versterk. So ek wil net gou vir jou eers 'n skrifgie lees vanoggend, en hierdie skrifgie is in Psalm 68, en dit is in vers 19. So ek wil jou hierdeur lei, dit is 'n woord wat sommer net in my hart skielik vasgesteek het. En hierdie woord sê, jy kan hom neerskrywe. Skryf hom voor in jou Bybel. Ek gee jou die toestemming, jy mag in jou Bybel skrywe. Vat 'n pen. Kyk, jy moet nou nie boeke vir ander mense skryf nie, maar jy kan vir Jesus en dit wat vir jou wonderlik is onderstreep in jou Bybel, en skryf voor in jou Bybel dit wat vir jou belangrik is, as iets jou tref in hierdie dag. So hierdie woord, Psalm 68 vers 19 en 20. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. En dit is waaroor ons ook graag met mekaar wil praat vanoggend. Who daily bears our burdens. Our God is a God who saves, for the sovereign Lord comes and he helps us to escape from death. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil net daar staan. Jy kan homself verder gaan lees, die hele Psalm 68 is fantasties, maar hierdie woorde trek my baie aan. Praise be to the Lord our God. He is our Savior, who daily bears our burdens. Hoorie, ek dink elkeen van ons, daar's nie iemand van ons wat vir mekaar kan sê, I don't have any burdens. Nee, burdens is daar om ons karakter te vorm in Christus. Burdens is daar om ons te help om bo uit te kom, by die plek te kom wat God ons geroep het, om te kom leef in Christus, en om ook te leer om mekaar se burdens te kan dra. Ons is burden bearers. Dis eintlik wat ons is. Ons dra die laste van mekaar. Die woord van God sê so, dis nie Hepsiba wat jou dit vertel nie. Die woord sê, dra mekaar se laste. Hoorie, so die Here gaan vir jou so seën, as jy na hierdie boodskap geluister het, van ook hoe Linda en haar man die laste van ander mense op hulle neem en dit dra. Maar dan is daar een ding wat ek vir jou hier wil bysê, en dit is, die Here sê nie, ek moet hierdie burden vat, en ek moet dit nou my eie maak, en dan sak ek in mekaar daaronder. Hy sê nee, dan hy sê dan, ek gaan dit nou in Engels sê, cast your burden unto me. So as ek my vriendin of vriend se burden ontvang, I will carry it in prayer to the Father, and I will cast it onto the Father, and He will carry it for you. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Hy sê, surely God will crush the heads of your enemies. Hoor julle? Dis nog 'n ander punt. Hy sal jou vyande verslaan. Soos jy dalk vandag dink, God kom nie vir my deur in my situasie nie. Wat is jou vyand vandag? Miskien is dit jou armoede,
jou situasie waarin jy verkeer. Miskien is dit die probleem by die werk, miskien is dit jou kinders. Dalk is jou kinders verslaaf aan verdowingsmiddels of hulle is demoonbesete. Hulle kinders, jong mense doen vandag dinge wat ek in my lewensdag nie gedink het, nie gedurf waag het om vir my ma terug te praat nie. Jy sal geweet het dat jy terugpraat met haar. Ons is so sonder respek in ons jeug ook vandag. En ook vir mekaar. En so, God will crush your enemies. Dit is 'n belofte van die Here. So ek wil weer vir jou sê, God is the God who saves from the sovereign Lord who comes to escape from death. Hoor julle dit? Die Here wil jou red van die dood en hy wil jou red van jou vyand wat gekom het om jou te vernietig. God will crush your enemy. Dis vir my so fantasties. Nou, ek hoop jou koffie is reg. Ek's opgewonde. Ek wil begin. So Linda, baie welkom. Baie dankie. Geniet saam met ons die tydjie. Die tyd gaan so verskriklik vinnig verby. Dit is hoekom ek jou nou al 3 keer genooi het, want daar's almekaar klomp goed wat ek dink, ek wil dit graag ook praat en vrae stel, en ek is seker van die luisteraars en kykers wat by die huis sit en sê, ja, maar ek wil graag ook hierdie vrae geweet het, maar ek kan dit nou nie vra nie. So ons vra nou 'n paar vragies en dan praat jy daaroor met ons. Ten eerste wil ek sê, hoe is dit in jou huishouding as 'n pastoorsvrou en self 'n pastoor wees? Werk jy en jou man daarin baie goed saam met mekaar of voel jy ook soms, ek wens my man wil 'n bietjie meer die las dra? Hoe werk dit vir julle? So, ek het gelukkig om leer ken toe ons albei in die bediening ingegaan het. So ek ken net 'n Stoffel in die bediening. Dis hoe ek hom leer ken het, dis hoe ek verlief geraak op hom, en dis hoe ek hom getrou het. So gevind, so gelaat. Ja. Ek dink wat vir ons in die laaste tyd moeilik begin raak het, maar nie moeilik in 'n sin van 'n las nie, in 'n sin van ons moet wyser optree, is toe ons kinders bykom met hulle skedules. Ja. My man het groot geword in 'n pastorie, so hy is 'n dominee se kind, en ek het groot geword in 'n doktershuis. En ek het besluit, ons kinders gaan nie groot word as pastoorskinders nie. Hulle gaan alledaagse lewens hê, hulle moenie anders te hanteer word onder hulle pastoorkinders is nie, maar tog mees kan hulle net tot so ver beskerm teen dit, en die res van die tyd is hulle pastoorskinders. Almal in my kerk weet dis my 2 kinders. So daai balans, om daai reg te kan kry, is ons grootste uitdaging. Ek kan my dit voorstel. Ja, dit sal definitief nie altyd maklik wees nie. En dan, wat vir my ook 'n vraag is, wat ek dink vir die mense wat na ons kyk en luister vandag, wat ook graag in die bediening wil ingaan en so. Sekerlik in die gemeente is daar altyd probleme. Daar's altyd probleme, altyd een persoon of meer persone wat sware laste het en probleme. Hoe los jy dit op? Verwys jy hulle na iemand toe, of wat vir hulle met hulle kan praat of deel? Of deel jy en jou man saam daarmee? Of beveel jy hulle aan om iewers heen te gaan en hulle saak opgelos te kry of so? Hoe sal jy vir iemand sê wat nou in die bediening graag wil gaan? Hoe moet hulle saak oplos? En kyk, baie keer, ek wil net gou hier sê, baie keer is daar mense, en jy dink vir jouself, maar ek het net 'n huisgroepie. Maar 'n huisgroepie is ook 'n bediening. Dis in jou huis, dis nog meer in the face. Jy moet ook mense se sake deurbid en hanteer. Kom jy en jou man daar in ooreenstemming met mekaar, of is dit vir hom soms moeilik? Want ek weet ook dat in die gemeente, nou luister mooi, julle moet nou mooi luister, nee, want julle moet my nou nie weer hierna die tyd beskuldig wat ek verkeerde dinge gesê het nie. Maar dit is ook baie keer so, dat ons in ons gemeentes kry, dat veral van die vrouens wat by die huis nie baie gelukkig is nie, wie se mans nie werklik liefde en aandag gee aan hulle nie, tog, of
pastoor is die een wat dit vir hulle moet gee. Ja. Hulle het half 'n verwagting. Ja. My pastoor moet vir my daai man wees en daai maar dit kan mos nie of hoe. Ja, wel hy is getroud, so Ja, hy is daar iemand se man. In ons geval, ons glo baie sterk in die gemeenskap van die gelowiges. Dis nogal wat Paulus ook sê, moenie nou die gemeenskap van gelowiges vernalatig nie. Verlatig nie. So vir ons, as ons mense het wat deur goed gaan, en dis die lewe, ek dink daar's baie min mense wat deur goed gaan. Ja. Maar ons is sterk op, kom in die gemeenskap in. So as jy nie, ek het al baie die druk gevoel van, ek is die pastoor, hulle wil net met die pastoor praat. Ja. Of hulle wil net met my man praat. En ons het daai kultuur gebreek in ons kerk, want ons glo dat die persoon wat langs jou sit, jou buurman wat langs jou sit in die kerk, of die vriend wat saam met jou in die kerk is, maar saam met jou dieselfde skool het van die kinders, daai ou ken ook vir Jesus. Ja. So ons probeer soveel as moontlik, ons het al baie opgelet, waar probleme in 'n gemeente inkom, wat dit deur die gemeenskap opgeles word, deur die alledaagse lewe. Ja, dis baie wonderlik wat jy nou sê. Ja, so as jy byvoorbeeld sukkel met 'n besigheidsplan, 'n pastoor is nie altyd die regte persoon nie, Ja. maar ons het gesoute besigheidsmanne in ons kerk, en hulle het 'n besigheidsselgroep waarna toe jy kan gaan. So dit is ons verwys, ons reflekteer altyd mense terug. Ja. As dit nou traumatiese gevalle is, wat mens kry nou erge egskeidings of iemand wat afgesterwe het, of verslawings, dan het ons counselors in ons kerk. Nou, Ja. ek het 'n baie basiese opleiding, en Stoffel ook, maar ons het 'n professionele ou. So ons verwys maklik na hom toe, hy sit in ons dienste, hy ken die gemeente ken hom, Ja. en hulle gaan sien hom, en hy stap 'n pad van berading met hulle. Ja. So vir my, ek dink soveel van ons goed. Ek het agtergekom. Ek weet nie, miskien kan jy saampraat, Hebs, maar eensaamheid is die grootste probleem in ons dit gemeente. is waar, so waar. Die alleenstap, alleen wees. En daar is 'n oplossing vir dit, en dit is jou gemeente. Ja. Dis die mense wat saam met jou God sig aangesig soek. Ja. En net begin deel uit hulle binnentoe, bietjie buitentoe gaan, en Ja. bietjie buite gaan kyk. Ja. En saam met jou buurman gaan stap, of gaan rugby kyk. Ja. Maar net community, to build community, dis baie belangrik. En dit is nou absolute waarheid wat jy nou hier sê. En sê vir my, het julle ook al gelei onder die false accusation? Dis nou vir my iets wat ek belangrik vind om te hoor. Ons het verseker. Ons het, ek dink is alledaags, vind ons dit. Vir my is dit, dit voel vir my, dit kom deel van die roeping. Jy gaan natuurlik, mense ken nie die intensies van jou hart nie. Ja. En hulle ken ook nie jou verhouding met die Here nie. En hulle stap 'n pad met die Here en hulle oortuigings. Ja. En uit dit kom 'n kritiese hart wat dan jou kom accuse van 'n klomp dinge wat seer maak. Dit maak seer om dit te hoor. So, ek het so rukkie gelede, het was my verskriklik interessant, ek het 5 uur die oggend wakker geword, en ek het 'n opmerking op my foon gesien, wat iemand op een van ons dienste gelos het, op Facebook, en ek het gaan oopmaak, en toe was dit 'n groot ek het gepreek, kritiese man, wat kritiseer teen my, en het verskriklik baie by my kom steel, Ja. want ek het gevoel, die ou was nie eers in die diens nie, hy was nie daar nie, Ja. maar om te besef dat dit het met Jesus gebeur, met almal gebeur, en ons moet voor God staan, ons staan voor die Here. Ja. Wat sê hy vir ons? Wat doen ons op gehoorsaamheid van hom? Ja. En dat ek self nie krities raak nie, want ons wil so vinnig 'n klip opgaan en teruggooi. Dit is net so, dis waar. Maar om te bly by wat die woord van die Here sê, en in vergifnis te stap, is vir my baie belangrik. Ja. Sjoe. Ja nee, ek dink dit moet rof wees om 'n gemeente te lei. Dis nie altyd maklik nie. Mense het so 'n tipe van 'n idilliese prentjie van, dis ons pastoor, en ons is mal oor ons pastoorspaar, maar die groter meerderheid weet nie waardeur die pastoorspaar moet self stry, en hulle het nog kinders ook wat hulle moet grootmaak, en 'n eie huwelik om aan te werk. Dis dit nie so nie. Ja. So, wat sal jy sê as daar nou vandag is mense wat kyk na hierdie program, op watter manier sal jy hulle bemoedig om in hulle gemeente te kan help, wat eintlik bydra om dit vir die pastoorspaar makliker te maak? Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink Janus Louwers net eendag by ons kom besoek, en toe het vir my so goed gesê, en hy het op die regte tyd het ook gesê, as daar iets in die dienste is wat jou frustreer, of in die kerkomgewing is wat jou frustreer, dan is die kans redelik goed
dat jy geroep word om dit te doen. So in ons kerk het ons 'n woord, we give you permission. Jy het al reeds permissie. Want ek het al baie gevind dat ek wil graag nou gaan bid vir die siekes in die hospitaal. Maar nou moet ek eers by die pastoor hoor of ek mag gaan bid vir die siekes in die hospitaal. Ja. En as jy gaan kyk na die lewe wat Jesus vir ons gegee het as 'n disipel, dan is dit deel, jy gaan bid vir die siekes. Jy hoef nie vir die pastoor te wag nie. So vir my, as jy 'n plek het van frustrasie, Ekskuus tog. waar jy voel, ek is frustreerd met die aanbiddingsdiens, of ek is frustreerd met die musikante, of ek is frustreerd met die gebeds voor die diens, dan raak deel, nie om te gaan lei nie, en te regeer nie, maar om te dien. Ek dink baie van ons sukkel om regtig, ek het vanoggend te praat ek daaroor met een van my vriendinne, ons opinie het belangriker geraak, as om te dien, as om die Here te dien. So ons moet ons opinie plat lê en regtig hom gaan dien en saam met die gemeente. So daar is so baie fasette in die kerkwêreld. Daar's kinderkerk, dit is altyd ons almal. As ons sê wie wil deel wees van kinderkerk, niemand steek hulle hande op nie. En ek het al so baie gehoor dat mense sê ek werk met kinders elke dag van my lewe. Nou ek ook. Ek werk met kinders elke dag van my lewe. Dis 'n voorreg. Ek het sê vir my gemeente baie gereeld, you get to take part in serving. You get to take part in serving communion. You get to take part to serve the children's church. So om daai mentaliteit, dat ons is geroep om soos Jesus te dien, is al klaar 'n groot deurbraak vir die kerk. En sê jy in die gemeente het elke persoon in die gemeente, ons praat nou oor gemeente met jou en veral, want ek glo ons is besig om te praat met 'n groepie mense daar buitekant wat na die program kyk, wat dink, ek wil ook graag in die werk van die Here staan. Ek wil ook graag vir Jesus dien. Nou, hoe kom daai persoon daarby uit? Kom klop hy aan jou deur en sê, ek ken nie die pad nie, ek weet nie hoe nie. Moet hy spesifiek Bybelskool toe gaan? Of is dit nie nodig nie? Na wie toe kan hy hom uitreik om te sê, help my asseblief op hierdie pad, waar begin ek? Waar begin ek? Dis 'n groot en 'n goeie vraag. Ek kan nie deel uit my pad uit. So vir my, ek wil graag mense lei, en ek dink dit is wat baie van ons wat in die bediening is, ons lei mense na Jesus toe. En om te weet hoe om te doen, moes ek gaan leer. En ek dink dit is wat die Bybel ook leer. Gaan leer by jou vaders, by jou moeders, leer by hulle en gee dit aan vir jou kinders. So ons het vandag se moderne dag het ons Bybelskole. En ek het een gaan bywoon, dit is nie 'n teologie universiteit nie, dit was net 'n eenvoudige ministry school. To teach you how to pray, when to pray. So dis een ding. En dan kom het terug ook, wat ek nou, ons het nou 2 sendelinge uitgestuur is, om te dien. Ek dink as jy in die bediening wil ingaan, in die bedieningswêreld waar jy graag wil ingaan, so sê nou maar jy voel geroep om 'n pastoor te wees, kom dien 'n pastoor. Kom in sy lewe in, kom sien wat hy doen. En leer uit hulle uit. En wees gewillig. Ek dink ons wil so graag ons eie koninkryk bou, maar dit werk nie so nie. Dit werk definitief nie. Ons bou syne, ons bou sy koninkryk. So vir my is dit baie belangrik dat ons regtig jy met jouself minder maak en jou eie denk minder maak en dan volg die roete. As jy byvoorbeeld worship, as jy worship leier is, mooi sing, gaan in die worship band toe. In die begin gaan hulle glad nie vir die mikrofoon gee nie. En moenie eers die mikrofoon verwag nie. Maar vra vir hulle, kan ek vir julle die bladmusiek gaan afrol? Kan ek vir julle musiek bymekaar sit? Kan ek die woorde op die 3-projektor uitsit vir julle? Daar's soveel maniere wat die hart, dit sê, humble yourself and he will lift you up. En dis presies hoe dit werk in die bediening. God soek nie ander gode nie. Hy soek 'n lay down lover. Hy soek iemand wat hom gaan dien. So vir my is dit my pad wat ek gestap het. Dit is baie mooi gestel, regtig baie goed gestel. So, iets anderste wat ek ook mee dink, hoe deel 'n mens met mense wat in jou gemeente is, wat na jou gemeente toe kom, maar tog een of ander verslawings het. Ernstige verslawings. Ons praat nou sulke dinge soos pornografie. Ek het die ander dag met 'n man gepraat by 'n plek, dit is in 'n ander stad in Suid-Afrika. Nee, inteendeel, het was nie in Suid-Afrika nie, het was in België. En hy sê toe vir my dat hy het soveel verslawings gehad. En ek sê toe vir hom, vertel my 'n klein bietjie van jou getuienis. En hy sê toe, hy was 'n seksverslaafde.
en hy was 'n pornografie verslaafde, 'n drankverslaafde, 'n drakverslaafde. Daar was nie 'n verslawing nie, of hy was daaraan verslaaf. Sjoe, ek sê jou, hoe stap 'n mens 'n pad met so iemand? Ja. Ek dink sal jy in die moment dan sê, joh, nee, dit is te veel vir my, ek moet jou verder verwys. Ja. Dan moet ander mense bykom in daardie storie. Ja, ek dink dit is belangrik, is om dit te besef. Die eerste konsep in my lewe as 'n pastoor is, my kerk is 'n hospitaal, so die siekes is welkom. Ja, dis baie goed. Siekes is welkom, so vir jou om in vryheid te stap, moet jy eerlik wees. Ja. En ek kom baie agter dat mense dien die Here, maar hulle wil die blinkkant bo hê. Okay. Maar daar is 'n hele vrotkant agter, wat Jesus ja, eintlik soek. Dis wonderlik. Hy het vir die vrotkant gekom. Dis baie goed gesê, regtig. So, eerstens as dit 'n tipe van verslawing is, nou ek het baie basiese opleiding, maar ons het professionele mense vir wie ons verwys. Ja. En hulle is uitstekend, hulle het vrug op hulle lewe, en hulle is almal, ek is groot op, dit moet 'n Christelike beraader wees, iemand wat vir Jesus ken, want hy maak vry. So iewers bring ons altyd vir Jesus in. Ons het al mense verwys na klinieke toe, wat ons gesê het, ons dink is die tyd, dat jy na 'n kliniek toe gaan, en hulle het ook vrygestap daarvan. Ja. Ek dink die belangrikste is om vir mense te laat besef dat hulle verantwoordelikheid ook by hulle lê. Dit is nie net by die pastoor of net by die beraader nie, dis ook jou verantwoordelikheid om vry te kom daarvan. Ja. So ek verwys maklik na meer professionele mense, baie gemaklik. Nou maar sien, dit is 'n leier. Dit is die kwalifikasies om 'n leier te wees. Is dat wanneer jy kan sê, jong, hierdie is nie my veld nie. Ja. Verstaan jy, want dis nog een ding, en daar sal miskien pastore wees wat vanoggend kyk na die program, maar jy is hartlik welkom om te kyk. Ek het jare se ondervinding in die kerke, en laat ek jou vertel, dit is een ding wat in die kerk ongelukkig ingesluip het is, die pastoor eien 'n posisie toe, wat nie sy plek is nie. Daar is diversity in die kerk van Christus. Absoluut. En jy is wel die leier, en jy is wel die vader van die huis. Yes. En jy kyk agter die skape, jy moet die skape versorg en agter hulle kyk, en jy luister mos na elke enetjie ou lammetjie se bene seer, en die ander een het die probleem, en die ander een en hy huil, en wat ook al. En sommige moet jy net styf vashou, net melkies gee, hy wil nie nou 'n stuk vleis wurg hom, jy kan nie nou daai boodskap gee nie. En soms is dit eintlik ook so dat ons 'n verwagting het, sê nou maar jy bedien Sondag 'n baie gewigtige woord. Nou sit daar 'n klomp mense, en dan sê hulle, nee, daai woord is nie vir my, daai woord spreek my nie aan of so nie. Kan jy daarmee ook saamwerk? Kan jy dit ook aanvaar, as daar 10 mense gaan kom en sê, nee Linda, daai woord nee, ek verstaan nie daai woord nie, daai woord is nie vir my nie. Jy kan dit ook aanvaar, maar ervaar jy dit as kritiek, of ervaar jy dit as gewoon, baie dankie, dit gee my nou die indruk dat ek volgende week se boodskap moet ek liewerste 'n bietjie warm melk bedien. Ek moet 'n bietjie warm melk gee. En sodoende bedien jy die hele gemeente eintlik. Ek dink dit is belangrik om terugvoering te kry, want die realiteit is ek is mens. Ek staan ook in my verhouding met Jesus. So wanneer my gemeente, ons het so 'n paar Sondae gelede, was daar so 'n diens wat ons gepreek het, wat baie mense vir ons gesê het, hoor die tyd was nie hiervoor reg nie. En ons moes dit ontvang, en ons moes toe gaan teruggaan en gaan bid, ons gebedsgroep saam kry, en leierskap saam kry, en sê, okay, maar wat is op die hart van die mense? Waarmee is Jesus nou besig? En nou dit bedien, want jy vloei saam met die Gees, en mense met die Heilige Gees kan ontvang. So, ek dink baie keer kom jy baie hoog in, en dan is jou mense op 'n ander, hulle is Frans en jy is Afrikaans. Absoluut. En ons moet leer om daai brug te kan bou, want ons is boodskappers van die Here. So terugvoering is vir my baie belangrik. Ek gee ook terugvoering vir my span, as hulle bedien, dan sal ek vir hulle sê, okay, daai het jy baie goed gedoen, kom ons dink gou vinnig net oor hierdie woord. Want ons almal groei. Ons almal is besig om sy aangesig te soek, en regtig te hoor wat sy wil is. Ek het al baie keer, ons het net nou gesels, dan staan ek in die diens, dan het ek iets voorberei, en dan sê die Here vir my, jy gaan nie hierdie woord vandag preek nie. En dan, soos dat ek agter die pulpit gaan staan,
dan hoor ek, dan gee hy vir my die woord. En dit wat ek voorberei het, was sê nou maar 'n harde woord, ek wil 'n regruk. Ja. En dan ewe skielik sê die Here, maar ek het hulle lief vandag. Ja. Vandag het ek hulle lief. Wie is die iemand gaan lief hê? Ja. En dit bring soveel vryheid. Ja, dit is fantasties. Ja, so ek dink is belangrik. Ek dink ons kan nie net, this not my way, it's his way. It's his way. En daar is baie mense in ons lewens wat inspraak in ons lewens het. Ons gee dit nie vir almal nie. Ja. Maar daar is mense met wie ons verhouding het. As hulle met ons praat, dan ontvang ons dit en ons gaan bid. Ons gaan vra vir die Here. Ja. Wat sê hy? Ja. Dan is daar nou 'n laaste vraag, want ons tyd is alweer om. Goeie genade. Ongelooflik. Tyd vlieg, dit wag vir niemand. 'n belangrike ding wat ek graag wil vra as leiers in die kerk, as die man en die vrou saam die leiers is. En kyk, want in meeste gevalle is die man die leier, die vrou is die ene in die agtergrond, sy doen die tikwerk vir haar man en al die goeders, help hom met sy preke uit te print en al daai tipe van dinge, maar in jou geval is julle al twee op dieselfde level besig. Stry julle ook soms? Ja, nee. Is dit? Ja, ons stry baie. My voordeel, en ek dink die Here is so getrou is, my man is rustig. Ek is haastig. Ja. Partymal is die Here haastig, partymal is hy rustig. Ja, presies. En daai spoed verander. Ja. Ek dink, maar wat ons al besluit het van die begin af is, ons gaan net beweeg wanneer ons albei vrede het. Ja. So ons maak eers 'n besluit wat ons deurvoer as ons albei vrede het. Ja. So ja, daar's baie geleenthede en dan ek sou definitief nou nie so aangespreek het Ja. nie, maar hy kom en albei werk. Ja. Maar om te weet watter een is die een wat God kies, dit is belangrik. Ja, Stoffel is 'n leeu, maar hy's ook 'n lam. Hy is absoluut 'n leeu en 'n lam. Hy is 'n leeu en 'n lam, absoluut. Hoorie, nou okay, so as laaste, is my vraag dan, as julle nou vandag sou verskil het oor hierdie dinge, en sê nou maar jy voel nie, maar ek was nou warm onder die kraag gewees hierso. Hoe solf jy daai probleem? Gaan slaap julle net so kwaad? Nee. Of sê julle, okay, ons moet nou gaan slaap, so ons beter hierdie saak eers oplos, want dis vir die wat kyk, belangrik om te hoor. Ja, so vir ons glo nie daarin om kwaad te gaan slaap nie. Dit het al ons baie in ons voet kom skiet, want dan is ons tot 4 uur die oggend wakker. Ja. Maar ons het 'n beginsel in ons huwelik, we need to be connected, want as man en vrou het ons kinders, en ons kinders floreer in 'n gesonde huis. In 'n gesonde huis is wanneer die ouers, die mamma en die pappa connected is met mekaar, vir mekaar kies. Ja. So baie keer is dis nie opgelos nie, maar we work on our connection. So ons werk terug na mekaar toe. So as ons vassit oor, sê nou maar, die tiendes van die kerk is baie laag en ek dink hy preek te min daaroor, daai is werk, daai is Jesus se werk. So ons kyk dit op die kant, en ek en hy kom net weer in connection met mekaar. Ons vind mekaar se harte. Ja. My man sê dit so mooi, intimacy is into me you see. Ja. En as ek nie hom kan sien nie, dan beteken dit 'n veil het gekom and we can't see each other. Ja. En ons vat eers daai weg en maak seker ons is weer een. Ons is weer mamma en pappa, ons is weer man en vrou, en dan spreek ons die probleme aan. So. Wonderlik, dit is so fantasties. Want sien, ons is geneig as kerkleiers en sprekers en wat alles om baie keer te vergeet, jou huis is eerste. Absoluut. En ek het baie jare daai fout gemaak. Ek het baie jare, kyk, ek het oor die hele wêreld bedien en dit was 'n voorreg en wonderlike mense ontmoet waar God my gestuur het, lande van die wêreld. En dit was so groot voorreg geweest, maar ek het vergeet dat ek het 'n huis met 'n man en 'n kind. En ek hulle basies eers agtergrond toe geskuiwe en dan eers die werk van die Here gaan doen. I'm sure God honored me absoluut. Being obedient, maar die orde was verkeerd. Ja. Dis hoekom ek vra vir die wat kyk en die bediening wil gaan, jy moet onthou daar's 'n orde. Ja. Daar's altyd 'n orde, né? Absoluut. So, die bediening is wonderlik en so aan, maar ons kan nie die bediening op die eerste plek sit nie. Veral nie as ons 'n gesin het, vir wie ons moet kyk. So Linda, jy het vandag vir ons baie wonderlike, kosbare dinge gesê. Ek is baie dankbaar, baie bly jy het gekom en met ons kom deel, bietjie koffie kom drink. Ek wil net weer noem, hierso is hierdie pragtige boek van Linda. Daar gaan na die tyd 'n boodskap hieronder wees aan ons
skerm waar jy kan sien, waar jy hierdie boek in die hande kan kry en ook 'n bietjie kan leer van die waarheid van God se woord. Dan het ek hier 'n ander boekie van pastoor Clemens Mans van Kruiskyk Familiesentrum in Somerset Wes, wat hierdie boek geskryf het, 'n heilige lewe. Ek dink dit is ook 'n wonderlike praktiese gids eintlik. Dit is eintlik meer 'n gids om vir jou die pad te wys vorentoe, hoe jy die pad met Christus kan stap. En ek dink jy sal hierdie boek net so absoluut fantasties geniet. So onthou om te vra vir hierdie boeke in die volgende program. Kyk net vir die adresse onder aan die skerm van die program. Ek wil ook dankie sê vir die mense. Ons gee vir julle ook vandag nie uit dwang nie. Niemand het ons gevra om dit te doen nie. Ek voel net om dit te doen en dit aan julle deur te gee, omdat ons graag ook aan julle 'n diens wil lewer. En dit sal vir my wonderlik wees om te weet dat julle ook bydra tot die goedheid en die floreer van ons programme in die toekoms. So onderaan die program gaan daar 'n bankrekeningnommer wees van Kruiskyk televisie. As God jou toelaat, saai daarin, saai in die bediening in. Dit help ons net om verder en verder uit te saai, meer en meer programme te kan aanbied, selfs vir die wat nie kan kyk nie, jou R10 en jou R20 en jou R100 help iemand anderste om dit op 'n ander deel in die wêreld te kan sien. So, ons vra nie geld vir enige programme of sulke goed nie, maar ons sê baie dankie vir die wat vir ons gevra het. Ons soek 'n nommer, ons wil 'n adres hê van jou bank, is nou nie vir my nie, maar vir die Kruiskyk gemeente, dat julle daardie gemeente kan ondersteun. Ek is baie dankbaar daarvoor. Nou, dit was nou weer die einde. So voor ons klaarmaak, wil ek hê jy moet gou in jou kamera kyk en dan bid jy vir ons, maar nou het jy 1 minuut. Okay. Jesus, ek wil vir so dankie sê vir gesonde gesinne. Vir gesinne wat u besig is om te bou, wat u besig is om vry te maak, wat u besig is om op te rig, Here. U is besig om klaar aan die volgende generasie te dink, Here. Dankie, Here. En ek bid dat u nou sal kom met u vryheid, met u gees van waarheid. Ek bid sommer die gees van waarheid. Ek voel daar's mense wat regtig vra, Jesus, ek het die waarheid nodig. Ja. Mag die gees van waarheid vandag op jou rus en mag jy regtig opstaan in die oortuiging van wie hy is. In Jesus naam, amen. Amen. Vreeslik baie dankie, Linda. Dit was vir my lekker om jou weer hier te hê en in die toekoms gaan ons dit weer doen, want ons gaan nog baie goed hê om oor te praat, nê? Dit is so. So, vir julle wil ek sê, dankie dat julle saam met ons kom koffie drink het vanoggend. Koffie met die koning, 'n wonderlike program. Daar is baie mense daar buite wat hierdie program moet hoor. So asseblief, nooi jou buurvrou uit en jou vriend en kinders en sê kom sit en kyk 'n bietjie wat praat hierdie mense oor en kom drink saam met ons koffie. En as jy 'n boodskapie wil stuur, daar is 'n WhatsApp nommer van my, stuur vir my 'n boodskap, ek gee regtig nie om nie. Daar is mense wat my vra om te bid, ek bid nie altyd spesifiek in die WhatsApp om vir jou terug te stuur nie, maar as jy my vra om te bid, sit ek op my bank en ek bid vir jou situasie. So die Here seën vir jou baie ryklik en dan tot volgende keer koffie met die koning.